Ons is in deel 3 wat gaan oor die evangelie en vandag gesels ons oor die kruis. Jesus wat kom sterf het in ons plek en laasweek het ons so 'n bietjie gepraat oor die Griekse woord vir sonde, armateo, of wat, hoe sê jy daai woord? Hamartia. Nee, die pyl en boog wat die doel mis. Ja. Sonde is die geneigtheid in die volksmond om eintlik 'n woord te wees van ek het 'n foutjie gemaak. Maar ons het ook geleer laasweek dat sonde is nie net 'n foutjie wat ek moet voor vergewe word nie. Sonde het die geneigtheid, die vermoë om ons lewe te wil beheer. En dis hoekom ons by die kruis kom vandag en dit wat Jesus kom doen het. Ek het hierdie storie gehoor as 'n kind, dink ek, het ek al hierdie storie gehoor en 'n ou hoor dit gereeld by predikante, maar dit gaan oor hierdie koning. Lang terug was daar hierdie koning gewees, sommer net 'n opgemaakte storie. Maar hierdie koning het 'n reël gehad in sy koninkryk dat as jy van hom steel, dan kry jy 10 houe. En so hou iemand toe nou aanhou steel by hom en toe verander hy die wet en hy sê, weet jy wat, dis nie net 10 houe nie, dis 40 houe. En die 40 houe het eintlik beteken is 'n doodstraf. Steel by hom en jy kry die doodstraf. Maar toe kom hulle agter, hierdie ene wat so aanhou steel by hom is toe nou sy eie dogter. En so moet sy toe nou, as hy nou wonder almal, jy weet, gaan hy 'n koning wees wat geregtig is en regverdig is en gaan die straf uitgedien word, of gaan hy 'n koning wees wat genadig gaan wees en sy dogter vrylaat. So dis altyd mos daai tension, geregtigheid en genade. Ons gaan daaroor gesels, maar so kom dit op die dag dat sy moet tereggestel word en hulle het haar daar vas en hulle gaan nou vir haar die 40 houe gee. En die koning sê is reg, die straf moet uitgedien word, maar soos wat hulle die houe wil uitdeel, so gaan staan die koning. Hy sê stop, wag, en hy gaan staan om sy dogter, omvou homself om sy dogter en hulle gee vir hom die straf en hy sterf in haar plek. So dit is 'n mooi emosionele storie, 'n fabel, wat vir ons net so 'n bietjie iets verduidelik rondom hoe is dit dat daar geregtigheid en genade kan leef. En dis baie keer vir ons as Christene moeilik om te verstaan, rondom God. Waar's God se geregtigheid? Hoe kan hy geregtig wees en genadig wees? Terwyl jy die storie vertel, dink ek die hele tyd Johannes 3 vers 17, ons ken 16, want so lief het God die wêreld gehad, maar 17 sê, ek het nie gekom om julle te oordeel nie, maar om julle te red. En dit is vir my so mooi dat die koning in daai storie, en ook soos Jesus, kom nie om mense te veroordeel en verder die houe uit te deel nie, maar om in jou plek te sterf vir jou sonde. Maar ek dink as ons dink aan geregtigheid en genade, God wat geregtig is, en ek is so bly dat, want daar's 'n ingeboude geregtigheid in almal van ons. Nee. Ons wil ook sien die persoon wat 'n misdaad gepleeg het in ons land, dat die wet geskied en dat daar gevolge is en resultate is en dat daai persoon gevonnis moet word of gestraf moet word. Die westerse wêreld is gebou op daai hele idee, nee, so God, en waar kom dit eintlik vandaan? Is eintlik ons natuur binne in ons en dit vind weerspieëling binne in ons eie lewe. Maar as ek dink aan geregtigheid, Roan, dan dink ek God ignoreer nie die kwaad nie. Hy weet wat is sonde en hy noem dit ook sonde, waar ons partykeer wil sê ons het misluk of 'n fout gemaak, jy weet, dis sonde, jy mis jou doel, jy mis dit wat die Here vir jou beplan, en dan is daar regverdige gevolge op hierdie misstappe of hierdie misdade. En ons lees dit hier in Romeine 6 vers 23, hy sê, die loon van die sonde is die dood, maar dank die Here, hy stop nie net daar nie, Paulus gaan aan, hy sê, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Weereens, dis Christus wat in ons plek, daai teks som daai twee woorde mooi op. Nou, wat is genade? Nee, as ons sê, geregtigheid is God is regverdig, dan praat ons oor God is genadig, God is liefdevol. Wat hy wil doen is hy wil mense wat in sonde leef en wat op die oomblik hulle doel mis, en dis teen en almal van ons, want ons almal het gesondig. Hy wil liefdevol optree, so hy wil ons red, hy wil ons herstel en hy wil ons vergewe. Dis sy hart. Sy hart is dat hy wil 'n geregtige, regverdige God wees, maar terselfdertyd wil hy ook kom red uit dit uit. Romeine 5 vers 8 sê dit ongelooflik, maar hy sê, terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Dit laat dink my ook aan Johannes
waar Johannes van Jesus beskryf, Johannes 1 vers 14, dan sê hy mos God het 'n mens geword, hy het onder ons gewoon. Dit was sy vriend gewees vir alle praktiese doeleindes, maar dan sê hy, Jesus was die volheid van beide genade en waarheid. Dit is altyd vir my mooi, daai twee uiteenlopende begrip. Van, jy weet, genade aan die een kant, waarheid of geregtigheid aan die ander kant, en Jesus wat nooit die waarheid of geregtigheid, hy het dit nooit afgewater nie, Ja. en tog het hy ook nooit voorwaardes gestel vir genade nie. Hy kon hy kon die volheid wees van albei. Wat vir ons weer eens 'n baie vreemde konsep is. Ja. Die groot vraag is, jy weet, hoe kan God beide hierdie twee goed wees? Ek dink dit bring ons by die kruis. Dis waaroor ons praat vandag, die kruis. Die kruis staan sentraal in die wêreldse geskiedenis, waar hierdie twee uiteenlopende terme bymekaar kom, van beide geregtigheid en genade. 2 Korintiërs 5:21, want hy wat geen sonde geken het nie, het sonde vir ons geword. Daar's 'n groot ding rondom teoloë wat praat van the great exchange, nee. Die Afrikaanse woord daarvoor. Ja, ek het so 'n tydjie terug het ons nogal baie gedink oor 'n goddelike uitruil transaksie. Okay, ja. Of divine exchange. Yes, okay, goed. Waar God sê maar hy kom red jou nie net nie, hy kom sterf nie net in jou plek nie. Ja. Maar dis ook 'n lewe wat jy opneem. Daar's iets wat binne in jou gebeur. As Jesus sê maar ek het gekom sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan ontvang, besef hy dat ons kan nie werklik lewe binne in ons huidige toestand nie. Yes. Binne in die vloek, as 'n mens dit kan noem, van die sondeval. En hy het daai eerste Adam wat nou die werklike Adam en Eva was en wat die vloek oor die wêreld gebring het, en dis nou vreeslike teologiese terme. En die tweede Adam het vir ons ver meer kom doen. Hy het sy verlossingswerk aan die kruis het vir ons uit daai modder uit daai, ek dink nou aan Psalm 40 byvoorbeeld wat sê, ek het julle uit die modderige klei uitkom haal, ek het julle voete kom plant op 'n rots. Dis wat God kom doen het. So hy het jou nie net kom uithaal nie, hy het jou in 'n posisie kom stel waar jy ver beter af is, en dit gaan nie oor beter en slegter nie, dit gaan eintlik, jy's nou binne in Christus, jy's beskerm, jy word deur God gesien op 'n heeltemal 'n ander manier. En dis daai, so jy het nie net iets is word weggeneem van jou nie, jy het ook iets ontvang. Soos anders as die storie wat ons mee begin het van die koning. Die koning se storie hou op van sy dogter is vry, maar ons koning wat vir ons kom sterf het, hy het uit die dood uit opgestaan. En dit bring 'n heeltemal 'n ander dimensie, soos jy sê. So hy het, kom ons sê dit so as mense dit wil opsom, hy het ons sonde op hom geneem, sodat ons kan word wie hy is. Ek dink aan, jy weet, om soos Christus te word. Hy is die eerste gebore wat jy sê, van God, jy weet, sodat ons dit kan word. So, ek en jy hoef nie meer te wil betaal daarvoor nie, want dis ons geneigtheid. Ek dink die groot probleem met my is, dit voel of ek 'n miljoen rand gesteel het, nou kom ons en die Here sê dis vergewe en ek is soos Here, kan ek nie net R50 terugbetaal nie. Jy weet, ons wil net iets, miskien is dit net Suid-Afrikaners, maar 'n ou voel tog jy wil iets bydra tot die verlossingswerk van Christus. My hele lewe voel ek so, nadat ek weet hy het die volle prys betaal daarvoor. Ja, en vir my is dit jy weet in die 15de of die 14de eeu het 'n ou met die naam van Martin Luther eintlik in opstand gekom teenoor die kerk om te sê, maar weet jy wat, julle kan nie julle redding verdien nie. Ons is gered deur die Here se genade uit geloof. So al wat dit verg van my en jou is dat ons geloof stel in wat Jesus Christus vir ons gedoen het, en dan word ons gered uit God se genade uit. Kyk, die straf het op ons gerus, nê? Maar God het dit so beplan en gedoen dat Christus in ons plek sterf, dat ons nie daai straf verder hoef te dra nie. En daai is so bevrydende gedagte. Jesus se laaste woorde aan die kruis, ons het nou 'n Paasfees, dit is volbring. Dit is volbring. So as ek dink aan daai woorde, dis volbring, dis mos 'n finansiële woord of 'n finansiële term wat praat van my skuld is betaal. Dis ook 'n regsterm om te sê my straf is mee afgereken, maar dan is dit ook 'n militêre woord wat praat van die oorwinning is behaal. Yes, dankie Paul. Dit is lekker om saam te gesels. Ek dink volgende week wil ons 'n tree verder gaan en sê
Hy het nie net gesterf sodat ons vergewe word nie, maar hy kom gee vir ons, hy het alles kom nuut maak. Hy gee vir ons 'n nuwe identiteit. En hoe lyk daai nuwe identiteit? Sal jy vir ons bid, Pa? Ja, verseker. Here, ons sê vir baie baie dankie dat ons in Christus kan wees en dat deur Christus se sonde wat hy geword het aan die kruis, Here, word ons vergewe en vrygespreek. Here, dankie dat daai geregtigheid van U Here, ons nie net straf nie, maar dat U genade, Here, ons kom red van daai straf. Ons sê vir U dankie daarvoor. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen.